Daar is 'n Engelse sê-ding, take the plunge. In Afrikaans sou ons dit kon vertaal met die snaakse en miskien heel ligsinnige woord plons, om te plons. Of in die woorde van hierdie week se tema, gaan net. Daar is 'n mate van plons waarby ons nie verby kan kom op pad saam met God drie-enig nie. 'n Plonsproses, 'n kwessie van gaan net as dit kom by ons wat ons roeping vind, ons wat gehoorsaam is aan God se roepstem. Plons, daag net op, gaan net. Nou ek is die eerste om te erken dat dit maklik is om te sê, maar ongelooflik moeilik kan wees om dit werklik te doen. Ek het 'n klomp verskonings. Ek is beslis 'n verskoning koning as dit kom by geleenthede wat 'n bietjie van 'n plons vra. Verskonings van te besig wees, te min tyd hê, te min kapasiteit hê, te min energie hê, te veel ander verpligtinge hê. Partykeer is dit verskonings wat nog meer verlep as dit is. Ek dink nie ek is die regte persoon vir 'n spesifieke taak nie, of ek voel onbekwaam. Gewoonlik voel ek so onseker om enige plek te plons waar ek nie reeds goed is nie. Om te plons op plekke en maniere wat dalk buite my beheer is, waar ek onbekwaam, ontalentvol of ongemaklik voel. Dit is vir my ongelooflik angswekkend. En dan raak ek eerder 'n verskoning koning as iemand wat toelaat dat God met my werk, deur my werk en my toerus en aan my voorsien vir dit waarvoor hy my dalk roep. Ek moet leer om ook ten minste partykeer net op te daag. Ek moet leer om partykeer werklik net te gaan en die Here met die res te vertrou. Waar beleef jy dat jy ook 'n verskoning koning of 'n verskoning koningin is? Nou Jonas se verhaal is vir my 'n awesome en 'n veelkleurige voorbeeld van 'n verskoning koning en iemand wat ten spyte van eie wysheid, hardkoppigheid en ongewilligheid steeds deur God geroep, gestuur en in verhouding gebruik word. Ons almal weet hoe die verhaal begin. God roep vir Jona, staan op en gaan na die stad Ninive. Jona staan dan op en hy gaan, maar nie na Ninive nie, nee, hy hardloop in presies die teenoorgestelde rigting. Die teks sê, Jona vlug na Joppe, om oor die see na Tarsus te vlug, weg van God se teenwoordigheid. Maar God skryf nie die verhouding af nie. Die boot, die storm, Jona wat oorboord gegooi word, en dan stuur die Here uiteindelik 'n vis om vir Jona in te sluk. Onthou, ons is nog steeds besig met die Here se groter roeping aan Jona, maar in hierdie kronkelpad roeping is dit dan in die vis se maag wat Jona die Here aanroep. In gebed, bely, bevestig en besef Jona sy afhanklikheid van God en dat gehoorsaamheid en liefde die enigste regmatige optrede is om op God se roepstem te reageer. Na dit alles begin hoofstuk 3 van Jona so. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Staan op, gaan na Ninive, die groot stad, en verkondig aan die stad die boodskap wat ek aan jou opdra. Jona het toe opgestaan en na Ninive gegaan soos die Here hom beveel het. God werk met ons, geduldig. God werk ook geduldig met Jona, totdat Jona uiteindelik net gaan. Die verhaal eindig uiteindelik nie hierso nie. Jona sal die vernietiging van Ninive aankondig. Ninive sal berou en bekeer, God sal hulle genadig wees, en Jona sal selfs oor God se barmhartigheid en genade ontsteld raak. Jona bly 'n kortsigtige mens aan die einde van die verhaal, hardkoppig en eiewys. Jona bly 'n gebroke mens, soos ek en jy ook maar gebroke is. Maar dit is geen rede vir verskonings nie. Gaan net, daag net op, en die Here sal jou gebruik soos hy wil. Wanneer die Here jou roep, is dit oukei om ongemaklik te voel of te huiwer. Dit is ook goed en verantwoordelik om dit met 'n medegelowige te klankbord, om God se roepstem saam te onderskei. Maar wees versigtig om te vinnig verskonings uit te dink om nie daarop te reageer nie. Vat die plons, gaan net
en vertrou dat God in sy genade en voorsiening jou sal bystaan en toerus. Plons en vind jou roeping in verhouding met God drie-enig. Mooi week vir julle.